Element nommer 1, stilte en afsondering. In Matteus 14 vers 23 lees ons, nadat Jesus die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Hy het alleen gegaan. En dan lees ons verder, toe dit aand word, was hy daar alleen. Waarom is stilte en afsondering nodig vir stilte tyd? Kom ek gee vir jou 2 redes. Rede nommer 1 is, Jesus stel vir ons die voorbeeld. Hy wys vir ons, onthou net 1 Korintiërs 11 vers 1, ons volg Jesus se voorbeeld, en hierin ook, ons volg Jesus se voorbeeld deur om onsself af te sonder. In Lukas 5 vers 16 lees ons, hy het hom altyd weer na eensame plekke afgesonder. Wanneer ons deur die evangelies lees, kom ons agter, Jesus het dit nie net 'n paar keer gedoen, of gereeld gedoen nie. Jesus het dit elke dag gedoen. Jesus het hom elke dag afgesonder, om tyd met die Vader te spandeer. As ek en jy ons nie elke dag afsonder om tyd met die Vader te spandeer nie, gaan ons sukkel om sy hart te ken, gaan ons sukkel om geestelik te groei. Dis hoekom dit belangrik is om onsself eensaam te kry en in stilte en afsondering die Here se aangesig te soek. Daar's 'n tweede belangrike rede hoekom ons onsself moet afsonder in stilte. En dit is, Jesus gee vir ons die opdrag. In Matteus 6 lees ons, Jesus leer sy disippels om te bid. Nou in 'n volgende hoofstuk gaan ons verder hieroor praat, maar Jesus begin deur om te sê, wanneer jy bid, gaan na jou kamer toe en maak die deur agter jou toe, sodat jy en die Vader alleen is. En ons het 'n paar belangrike redes hiervoor, en ek dink, een van dit is sodat ek hoef nie enige iemand te beïndruk nie. Sien, is goed om die Here te aanbid in die kerk op 'n Sondagoggend, of in my selgroep, waar ek ook al is, saam met ander mense. Maar iewers op 'n stadium moet ek die deur agter my toemaak en alleen voor die Vader sit, want daar hoef ek nie mense te beïndruk nie. Dis ek en die Vader. En nog 'n belangrike voordeel daarvan om die deur agter my toe te maak is, ek sit die TV buitekant, ek sit my rekenaar buite, ek sit my selfoon buite, en ek het geen afleidings nie. Dis ek en die Vader. Dis al wie daar is, en is al wie daar op daai oomblik saak maak. Kom ek gee vir jou 'n paar praktiese wenke, voordat ons na die volgende element toe aangaan. Hier is 'n paar praktiese wenke om jouself af te sonder in stilte. Nommer 1, kry vir jou 'n plek waar jy gereeld kan gaan, waar jy eenkant kan wees. Kry vir jou 'n plek waar jy nie die TV hoor, of 'n radio hoor, of mense hoor nie. Kry vir jou 'n plek waar dit jy en die Vader kan wees. Dis wenk nommer 1. Wenk nommer 2 is, maak dit ook 'n gereelde tyd. As jy weet, almal staan op 6 uur op 'n oggend, gaan maak jou tyd 4:15 of 5:30, sodat jy weet, almal is stil in die huis op daardie tyd. Wenk nommer 3 is, begin deur om jou hart stil te maak. Baie keer is die grootste gedruis nie buite ons nie, maar binne in ons. My gedagtes is besig, ek beplan die dag. Maak dit stil. Maak 'n paar notas van die goed wat jou pla, sit dit eenkant en sê vir jou brein, luister brein, ek gaan nie nou aandag gee nie. My aandag gaan ek nou op die Vader fokus. En dis wenk nommer 4 is, ontwikkel 'n verwagting. Elke keer wanneer jy stilte tyd hou, ontwikkel 'n verwagting dat jy 'n ontmoeting gaan hê met die Vader. Ontwikkel 'n verwagting dat die Here met jou gaan praat. En dit bring ons by wenk nommer 5 is, hou vol. Almal van ons gaan deur 'n tyd van 'n woestyn, wat ons voel ons hoor nie die Here se stem nie. Maar ek wil jou nou uitdaag. Jy sal sien as jy volhou, 6, 7, 8 maande, al voel dit of daai hele 8 maande 'n tyd van woestyn is, en jy kyk terug op jou lewe, en veral as ons hierdie 8 elemente toepas in ons stilte tyd, gaan jy sien, haai, maar kyk waar die Here vir my deurgekom. Ek het dalk die Here nie op die dag beleef nie, maar nou dat ek terugkyk, sien ek die Here se werking was soos 'n goue draadjie reg deur my lewe. En dit is belangrik om dit te weet. So, hierdie is die eerste element wat ons moet toepas op ons stilte tyd. Kry 'n plek waar jy stilte en afsondering vir die Vader kan beleef en daar kan groei met die Here. Kom ons gaan aan na element nommer 2 toe.